jy is my hart. Jy sien net my hartie, jy is my lewe. Jy sien net my lewe, jy is my alles. Jy sien net my vriendie, jy is my liefde. Jy sien net my liefde, jy is my hart. Jy sien net my hartie, jy is my lewe. Jy sien net my lewe, jy is my alles, alles. Lei my na die vaderland. Maak my soesig toe in my silwer kombers. Vat my tyd is uit, soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my soesig toe in my silwer kombers. Maak my soesig toe in my silwer kombers. Pragtige woorde. Was ook 'n lied wat Lovie van Gaal het. Pragtig. Het is my voorreg om vandag met ons 'n paar woorde te gesels. En by hierdie geleentheid vanmôre wil ek met ons gesels oor wat dink ons is vir ons belangrik in die lewe. Ek wil jou die vraag vra vandag as ek begin deur vir jou te vra, wat is vir jou belangrik in hierdie lewe? En dan wil ek beweeg tot op die punt wat ek vir jou wil vra, wat dink jy is vir God belangrik? En wat sê sy woord vir ons? Wat moet vir ons belangrik wees in die lewe? Elkeen van ons het sekerlik gedagtes wat ons koester, dinge waaroor ons droom, dinge wat ons dink vir ons belangrik is in die lewe, ambisie, 'n dryf, dalk 'n werk of dalk jou huwelik, dalk jou kinders, jou gesin, verhoudings, finansies, besittings. Daar's soveel verskillende dinge wat vir elkeen van ons as belangrike dinge uitgelig word in die lewe. En ek seker vandag as ek vir ons 'n geleentheid sou gee om te sê bietjie vir my, wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Sou elkeen van ons iets anders opgenoem het. Sou nooit alles dieselfde hê nie. Ons verskil, ons is individue uniek gemaak en God het ons so gemaak en tog ook na sy beeldnis. Vandag hierdie tyd wat ons beleef in die pandemie, die afgelope jaar en 'n half wat ons heelal getref het en hoe ons nie gedink het ons hierdeur gaan kom nie en soveel geliefdes ook selfs verloor het deur hierdie krisis, het ons gesien ons maak dit deur genade. Alles genade, né? Ons moet dit elke dag vir mekaar sê. Hier by Sion nou ons tussen 2 en 4 begrafnisse 'n week wat ons geliefdes begrawe. En die realiteit vir ons is, ek bedoel, dalk is jy minder op begrafnisse as ons, maar ons word elke week konstant daaraan herinner. Die woord is tog waar as Paulus sê, dis vir die mens bestem om eenmaal te leef, eenmaal te sterwe en dan voor God te verskyn. En as daar een ding is wat ek elke keer sê en ek moet dit vanmôre sê, ek wil dit nie nalat nie, dan wil ek jy moet hieroor dink vanmôre, dit lyk vir my niemand van ons kom lewendig hier weg nie. Dis tongenetjies. Dis humor. Maar dit maak dat ek met 'n glimlag op my gesig kan dink oor die dood en besef, dis ons elkeen se pad. Dit was ook vir Lovie bestem, soos wat ons hom geken het, oom Wynand. En die laaste paar maande, is die laaste jaar, dan dink ons dis die einde en dan maak hy 'n comeback en dan is hy weer by die huis en dit gaan goed en dan sien ons hom tot hier in die gemeente net om te hoor môre hy is weer terug in die hospitaal en dit gaan baie sleg en dan is hy weer uit en yes, like, ons het al 'n paar keer tongenetjies rarig en dit is nou nie plek om dit te sê nie, wat laat my dink aan hierdie tannie wat in die kombuis was met die eetgoedjies en toe lê die oom daar in die kamer en hy ruik hierdie frikadelle. En toe sê hy vir sy dogter, bring vir my van ma se frikadelle, toe sê sy pa, dis vir pa se begrafnis.
Waar kan jy nou frikadelle kry nie? Dit is amper met Wynand so gewees hierdie jaar. En ek weet, hy sou saam met ons lag vandag, want dis wie hy was, 'n man van humor en uitgehou van lag en van die lewe. Maar wat is belangrik? Dalk sê jy om gesond te wees. Gesondheid is alles. Ek hoor deesdae mense sê, as jy gesond is, het jy alles. Dis great. Maar wat van die ou wat nie gesond is nie? Wat van die ou wat struggle met siekte in sy lewe en 'n siekte het wat hy lewenslank mee gevonnis is en daarmee saamleef en struggle? Is hy dan nie gebless nie? Het hy nie God se guns nie? Of kom Paulus by die Here en dan praat hy 3 keer met hom oor hierdie doring in die vlees, die gesand van Satan wat hom die heeltyd in die gesig slaan. Dit lyk vir my hy het 'n broer gehad wat hom geopeneer het en dan bid hy tot God en hy sê, Here, hierdie ding is soos 'n doring in die vlees. En dan wat antwoord God hom? Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Selfs die ou wat 'n krisis beleef, my genade is vir jou genoeg. Dan sê jy dalk finansies, as ek finansiëel geseënd kan wees en onafhanklik en selfversorgend en nie hoef te steun op ander nie, dis die lewe, dis vir my belangrik in die lewe. Dan dink ek aan die gelykenis van Lazarus, die arme man en die ryk man, wat Jesus self vir ons vertel. Lazarus wat 'n bedelaar was, wat langs die pad gelê het en almoses voorgevra het en dan dink ek, wel, jy het niks gehad in die lewe nie, jy's 'n pateet. Maar die oomblik toe hy sterwe, toe is hy die een wat by God is, en die ryk man, nie omdat hy ryk was nie, verstaan mooi, God het geen probleem met rykdom nie. Maar wanneer rykdom jou God word, het jy 'n probleem. Want daar's net plek vir een God in jou lewe, en dis Jesus Christus. So rykdom of finansies, dit kan my nie skei van God nie, maar dit is ook nie die belangrikste in die lewe nie. Dalk sê jy verhoudings. Verhoudings is die belangrikste in die lewe, om gesonde, goeie verhoudings te hê met mense en vriende te hê en 'n familie, gesin te hê, 'n pa of 'n ma of 'n broer en 'n suster of 'n kind en mooi verhoudings. Jesus kom en dan praat hy met sy disippels en dan leer hy hulle, dan sê hy, as jy vader of moeder of broer of suster bo my liefhet, is jy my nie waardig nie. Maar salig is elkeen wat in hierdie lewe selfs hierdie verhoudings prys gee ter wille van jou verhouding met God. Jy sal 100voudig geseën word omdat God jou eerste prioriteit was. So selfs as dit kom by verhoudings, is God se invalshoek heeltemal anders as ons sin. Wat is dan die belangrikste? Is dit om bly te wees, om gelukkig te wees? Iemand sê in die dag vir my, ek is so positief. Toe sê ek, staan net so 'n bietjie weg, want deesdae as 'n ou sê hy is positief, dan moet jy nie te naby aan hom kom nie. Alles het verander die laaste jaar en 'n half. Die goed wat ons vir mekaar sou sê, klink skielik anders. Hoe's net bietjie daai kant toe, wat's fout? Goed waaroor ons nooit sou dink nie. Dalk sê jy om gelukkig te wees, om net gelukkig te wees, om bly te wees in die lewe. Dis belangrik. Nou, Paulus sê dis belangrik. Maar jy sien, hang af wat die bron is van jou blydskap. Hang af wat die rede is wat jou bly maak. Baie mense is bly oor en nie bly omdat nie. Paulus kom in die gemeente in Efese en dan skryf Paulus uit die tronk uit. Hy sit in die tronk. Dis die einde van sy lewe. Hy wag dat die keiser hom vonnis. Hy weet wat vir hom wag, want hy skryf later, hy aan Timoteus en hy sê my einde het nou baie naby gekom. So hy weet presies waarheen hierdie dinge op pad is. En dan skryf hy uit hierdie omstandighede uit in die gemeente in Filippi en dan skryf hy in Filippense 4 vir hulle in vers 4 dan sê hy verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dink jy, Paulus, hoe kry jy dit reg om dit te sê, as jy in 'n tronk sit, afwagtend vir doodsvonnis? Vers 5, net die volgende vers, verduidelik gewoonlik vir ons alles van die vorige vers wat ons wou weet. Die volgende vers in vers 5 skryf hy, sê, want die Here is naby. As kind van God, as ek en jy dit onthou en weet,
dat God altyd naby my is. Selfs hierdie laaste week vir Wynand in die hospitaal, waar jy gesê het, ek kan nie by hom kom nie, en is moeilik, en hy lê alleen, en ek weet nie of hy okay is nie, het ons hierdie wete gehad, God is by hom. Sy woord sê, en Jesus se laaste woorde aan sy disippels voor hy opgevaar het, en die evangelie skryf het vir ons, Matteus skryf het in Matteus 28 vers 20, Jesus sê, ek is met julle al die dae van julle lewe tot aan die volëinding van tyd. Kan iemand sê amen? Nou klink dit soos 'n apostolie begrafnis. Halleluja. Jy sien, ons kry daai guarantee, Jesus sê ek's altyd daar. Dit word nie gemeet aan verhoudings nie, dit word nie gemeet aan finansies nie, dit word nie gemeet aan jou gesondheid nie, selfs in jou krisis is ek by jou, ek's altyd by jou. Wat is die belangrikste vir hom? In Matteus 6, Matteus 4, 5 en 6, bergpredikasie 5, 6 en 7, althans, die koninkrykskonstitusie, Jesus se aankondiging oor hierdie nuwe koninkryk wat gekom het. Jesus praat, dis sy eerste preek, en Matteus skryf dit vir ons so gedetailleerd neer, woord vir woord, en dan sê Jesus, soek allereers die koninkryk van God. En ek wil vandag sê, in 'n kind van God se lewe is daar nie iets belangriker as om die koninkryk van God te soek. Dis die belangrikste. En ek loof die Here, dis altyd vir my lekker om 'n gelowige te kan begrawe. Dis altyd 'n voorreg om vir 'n gelowige te kan salueer en te sê totsiens. Ek word hier gevra om so baie begrafnisse in ons gemeente te doen van mense in die gemeenskap wat dalk nie 'n kerk gehad het nie, is mos van daai DDT Christene. Ken julle hulle? Doop, dood en trou. Daai 3 goed moet jy daar met dominee voor hê, maar vir die res het jy nooit geken nie. Van Wynand kan ek dit nie vanmôre sê nie. Van Wynand kan ek sê ek het hom geken. Ek het al met hom gepraat. Ek het in sy sitkamer gesit. Ek het al in sy oë gekyk. Ek het geweet van die seer in sy lewe, van sy verlede, van hierdie blom wat opgespring het langs die pad wat hom hoop gegee het in 'n dokter se spreekkamer toe die lende die lewe vir hom klappe gegee het hierdie nurse. Het jy omgetraaf of hy jou? OK. En as jy dit kan oordoen, sal jy dit weer doen. Dit was vir julle mooi jare. En hy het my vertel van Vernon, die seun wat hy bygekry het, wat hy nie gehad het nie. Awesome. Was so great om te kon weet wat in sy lewe aangaan. Maar een ding het ek ook van Wynand geweet. Hy was lief vir die Here. Hy het geweet hoe om met God te praat. Sy geloof was in sy Skepper. En daarom kon hy saam met Dawid uitroep, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil, ek sal nie vrees nie, want U is met my. En wanneer jy vanmôre, toe jy my voorkom groet en ek vra hoe gaan dit, toe sê jy, nee, ek so kalm. Die ou mense sê so kalm soos 'n daggewalm. Ek is rustig. Net God se Gees kan daardie vrede en kalmte in ons harte bring. In 'n wete dat my hand in God se hand is en dat hy my vashou. In Johannes 13 is vir my so pragtig van die evangelies, 'n paar goed wat ons moet onthou, en ek wil jou nie vermoei meer vanmôre of 'n teologiese les aanbied nie, maar die 4 evangelies wat vir ons geskryf word, het elkeen 'n verskillende invalshoek, elkeen se motief en dryf vir hoekom hy skryf was anders. Matteus skryf die evangelie Matteus en hy skryf dit vir die Jood, sodat die Jood sal weet dat Jesus die Messias was. So hy begin met die geslagsregister sodat hulle kan sien hy was uit die stam van Dawid, en sy hele approach is anders. Johannes, hy sê dit hier in die laaste hoofstuk van Johannes, hy sê, en hierdie goed het ek alles geskryf sodat julle kan glo dat hy die seun van God is. Johannes is geskryf vir ek en jou, vir heidene, vir ouens wat nie deel was van die volk, van die verbondsvolk nie, maar sodat ons sy genade kan sien. En daarom begin hy in Johannes 1 vers 1, dit sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Vers 11 sê, en die woord
het kom tabernakel onder ons. Hy het kom tent opslaan hier op aarde. Hy het kom mens word, sodat ons ook kon deel word van hom. In Johannes 13 begin Johannes hierdie laaste 48 uur in die lewe van Jesus gedetailleerd neerpen vir my en vir jou. Die bovertrek, die laaste Pasga, die aand voordat hy sou sterf. En dan in detail skryf hy neer hoe Jesus gesit en hulle voete gewas, en toe sê Petrus, nee, ek is nie waardig dat u my voete was nie, en Jesus sê vir hom, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie, ek moet jou voete was. Petrus verstaan het verkeerd, hy sê, nie net my voete nie, sondern my hele lyf. Die Here sê, nee, Petrus, dis jou voete wat vuil word in hierdie wêreld, net jou voete. En dan deel hy met hulle, hy sê, neem eet, hierdie is my liggaam, en hy breek dit, en hy gooi die wyn in, en dan sê hy, my uur het gekom, ek gaan sterf. En dan huil daai klomp disippels, hartsverskeurend. Hulle is upset. En het gedink, hy gaan die koninkryk vestig, hy gaan die Jode gaan weer regeer, hy gaan op die troon sit, die Romeine gaan uitgedryf word, hy gaan Israel verenig, hulle het hulle eie drome gehad en misverstaan, hy sê, my uur het gekom, ek is hier om te sterf, dis hoekom ek gekom het. En dan verstaan hulle nie wat aangaan, hulle is hartseer, hulle is ontsteld. En dan skryf Johannes hierdie mooi woorde vir my en vir jou neer in Johannes 14 vers 1. Jesus kyk na hierdie disippels en hy sê vir hulle, en ek wil dit vir jou sê vandag, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings en ek gaan vir julle om 'n plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek terug sodat julle ook kan weet waar ek is. Ek het gekom om julle te verenig met my. En dan's daar verwarring en hulle het nie 'n idee waarvan hy praat nie. Hy sê hy gaan sterf, maar hy sê ons gaan by hom wees, hy sê hy gaan vir ons 'n plek maak, maar hy sê dit is sy einde, hy sê hierdie is sy liggaam wat gebreek word, sy uur het gekom, wat gaan hier aan? En dan vra Thomas in vers 5, dan sê hy, Here, hoe sal ons hierdie goed verstaan? Hoe sal ons die plek kry? Hoe sal ons weet waar in jou pad is? Help net, wat gaan nie aan? En dan sien Jesus hierdie verwarring, en dan antwoord hy die kernvers van hierdie gedeelte in vers 6 van Johannes 14. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. En ek wil dit vir jou voorhou vandag. Dis die belangrikste in die lewe. In hierdie tye wat ons het, is daar mense wat armoede beleef, wat krisisse beleef, wat siekte beleef, wat verhoudings wat opbreek beleef, wat emosies beleef, wat huweliksprobleme beleef, wat allerhande issues beleef. Moet nooit dat die ding vir jou die grootste ding in jou lewe word nie. Want is alles deel van die vyand se metodiek om jou fokus van God af te steel en te sê, kyk net wat gaan hier aan. Oppas om in die slagyster te trap. En vanmôre wil ek met hierdie hoop by jou kom en sê, net soos wat dit Wynand se hoop was, en net soos wat dit Verna se hoop is in hierdie tyd, net soos wat dit my hoop is, moet dit ons elkeen se hoop wees om te sê, Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Dan kan ek saam met Paulus uitroep in Filippense 1 vers 6 en 7, as hy sê, vir my is Christus die lewe. En om te sterwe, dis 'n wins. Dis 'n wins. Dis 'n wins. Want niks kan my ooit weerskei van die liefde van Christus nie. En dit wil ek vir jou sê, kan net in 'n kind van God se hart heers. So ek wil jou vra, hoe dink jy oor die dood? Is jy bang vir die dood? Wil jy nie daaroor praat nie? Iemand sê, nee, ons praat nie in die huis oor die dood nie. Ons spreek net lewe. Dus dis hoekom ons oor die dood praat, dis vir ons lewe, want ons gaan by Christus lewe, want Jesus sê, hy wat die seun het, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jesus is die lewe. Daar's nie ander lewe nie. En daarom wil ek vir jou sê, as jy hierdie tyd wil staande bly, jou sanity behou, né? Die woord sê, Paulus quote dit so mooi, in die Engelse vertaling hou ek so van, in Handelinge, as hy sê, God has not given us a spirit of fear, but of love and power and a sound mind.
Dis mooi, né? Die Afrikaans sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Daai woordjie selfbeheersing is baie meer korrek in die Engels vertaal as hy sê 'a sound mind. Want kom ons wees eerlik, wat is die ding in hierdie tyd wat gechallenge word in hierdie dag? As jy die media aansit, as jy jou WhatsApps lees, as jy op die nuus kyk, as jy die koerant oopmaak, jou sanity, stres, idees, mense se opinies. Voel jy, iemand sê nou, ja, gevoel is vir my trolley, ek gaan vir my trolley afraak. Nee, jy gaan nie van jou trolley afraak nie. Sound mind. En daarom kan ons onsself aanspreek as hierdie gedagtes begin weghardloop en dinge gebeur en sê, hierdie is nie van die Here af nie. Hierdie is nie die gees van die Here nie. Die gees van die Here bring liefde, krag, selfbeheersing. En dit kan ek net beleef en ervaar in Christus. My vraag vanmôre vir jou is, kan jy sê, my lewe is in Christus? Ek's in hom en hy is in my. Johannes 15. Sy sê, ek is die ware wynstok. Ek is die bron, ek is die lewe. Niemand kan leef sonder my nie. Maar as jy in die ware wynstok ingeënt is jy in my bly en ek in jou, sal jy veel vrug dra. Jesus se woorde. My bemoediging vir elkeen van ons vandag in hierdie moeilike tye waarin ons leef, is maak nie saak wat jou krisis is vanmôre nie. Maak nie saak waar jy in jou lewe is met jou moeilike probleem nie. Ons is almal besig in 'n battle. Behou jou geloof. Behou jou hoop in Jesus Christus. En dan is die pragtig daarvan, al het ons ook gesterwe, en al sterwe ons, en al gaan ons sterwe, sal ons vir altyd lewe by hom. En ek wil sê, dis verreweg beter om by hom te wees, as hier. Paulus sê, ek kan nie wag om heen te gaan nie, maar terwille van julle sal ek nou maar nog bietjie vashou, ek moet nog 'n paar goed vir julle leer, julle sukkel. Ek sal nog so bietjie wag. Maar ek wil huis toe gaan. Ek wil huis toe gaan. Ons vorige generasie en ons vorige kerk en die era waarin ek groot geword het as kannetjie, was die era wat 'n verwagting gehad het van die koms van Christus. Hulle sou goed sing konstant soos, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Dan dink ek, man, hierdie ou mense wil net doodgaan. Hulle wil net doodgaan. Hulle het so goed gesing het soos, oh, I want to see him, look upon his face on the streets of glory. Look upon his grace. Dan dink ek, hulle wil net doodgaan. Ek ontmoet jou daar die môre by die Oospoort. Kyk maar uit vir my, ek sal daar wees. Daar bo in die hemel, ons is in die sonnaskool en sing ons dit al. Daar bo in die hemelse Kanaan. En as ek daaroor terugdink en besef, weet jy wat doen dit by my en by jou, om die heeltyd daardie fokus te behou, Jesus kom, hy kom my haal, ek gaan sterf, ek gaan hom ontmoet, ek gaan by hom wees, ek leef in gereedheid. Ek leef gereed. Daar's nie tyd vir sonde in my lewe nie, daar's nie tyd vir dingetjies nie, daar's nie tyd vir my eie agendas en planne en dinge wat ek dryf nie, ek's gefokus op wat saak maak. En dis wat Jesus probeer sê as hy sê, soek allereers die koninkryk van God. Net so 'n paar verse skrif terug in daai gedeelte in Matteus hoofstuk 6 sê hy, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes kan verwoes en waar diewe kan inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Want waar jou skat is jou hart. Wil jy vanmôre vra, waar is jou hart? Wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Vir my is Christus die lewe. En om te sterwe vir Wynand, hy het die wins gekry. Sy einde het hier aangebreek. Maar hy is nou vir altyd by God. En as ek Paulus reg verstaan in Romeine 7,
as hy praat oor die struggle tussen die vlees en die gees. Hy sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit sukkel ek mee en dit doen ek, en as ek sê, ek gaan nie weer iets doen nie, dan doen ek dit, en dit wat ek wil doen, dit sukkel ek om gedoen te kry. Wat sal my dan help om hierdie brug te bou en oor hierdie goed te kom? Dan sê hy, die dood. Die dood is 'n instrument in die hand van God, want niks kan my nou ooit weer skei van Christus nie. En daarom kan ons as kinders van God uitsien na ons dood. Imagine dit. Hoe gaan dit met jou? Ek kan nie wag om dood te gaan nie. Klink depro, né? Dit klink horrible. As jy in Christus is dit wat ons het om na uit te sien, om by hom te wees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U woord praat vanmôre met ons. In hierdie geleentheid roep ons vanmôre om te fokus op wat belangrik is en wat saak maak. En wat saak maak vanmôre is 'n verhouding met U. Wat saak gemaak het in Wynand se lewe, bo alles wat vir hom belangrik was, het hy U geken ook as sy verlosser en saligmaker, en daarvoor is ons dankbaar. Dankie dat ons vanmôre geleentheid het, ons wat nog in die lewe is, om hierdie oor te besin en na te dink, en ek wil ook bid, Heilige Gees, dat U ook die naprediker sal wees by hierdie geleentheid. Dan mag hierdie woord by ons bly in hierdie dag, in hierdie tyd wat voor lê. As al hierdie goed om ons gebeur, hierdie ellende en krisisse en al hierdie goed wat net losbars om ons vrede te steel, mag ons die geloof behou. Dis die belangrikste. Die koninkryk van God en sy geregtigheid. Here, vir ons wat agterbly in die lewe, en ek wil in die besonder vandag bid vir Winna en vir Winnen en vir die familie en die vriende, vir die gemis van Wynand, besluite wat gemaak moet word, keuses wat uitgeoefen moet word. Dankie dat die woord ons leer in Jakobus 1 vers 5, dat as iemand wysheid kort kom, hy eenvoudig dit van God kan bid, wat sal gee sonder om te verwyd. Dankie vir U wysheid. Dankie vir U vertroosting. Heilige Gees, U is ons parakleet, die trooster, die ander een wat in die plek van Jesus by ons is om ons te leer en te lei in die waarheid. Mag dit ook so wees vir elkeen van ons in hierdie tyd wat voor lê. Leer ons en lei ons in die waarheid. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Gaan ons eers die song speel en dan praat jy, wil jy eers praat? Eers die song, kom ons luister saam na hierdie song. Het jy lang al bestaan, voor God gespeel en in sy hemel gedans. Hy roep 'n naam oor jou, wat jy sal hou. Daar op my knie het ek die Vader gevra, om my te help dat ek dit beter verstaan. Toe gee hy my 'n seën, ek's bly dis jy. Pa se hart is gebore hier in my, want ek is lief vir jou. Jy is my seun, ek dink die wêreld van jou. Ek is jou pa en ek is altyd by jou. Ek is daar vir jou, tot die dood sal ek beklei vir jou. Dis my gebed vir jou, dat jy dit sal wees wat God gedroom het oor jou. Daar is 'n storie wat geskryf is oor jou, solank jy onthou. Jy's my rots, my seun, my trots, my berg, Sion. Net soos 'n pa, so sal die seun het verstaan. Deur die geslagte sal jou naam vooruit gaan. Geseënde van God, vrede vir jou. Toe ek jou sien, het ek myself weer gevind. Ek is gebore deur die oë van my kind. Ek het my siel se roep in jou gekry. En nou jy hier in 'n pa
is sy sien, hy dink die wêreld van jou. Hy is jou pa en hy is altyd by jou. Hy is daar vir jou, tot die dood het hy beklei vir jou. Dis my gebed dat jy dit sal wees wat God gedroom het oor jou. Daar is 'n storie wat geskryf is oor jou, solank jy dit weet. Jy's my rots, my seun, my trots, my berg, Sion. My seun, my trots, jy's my berg, Sion. Môre almal. Hoe sê mens dankie vir 'n lewe? Ek dank die Vader in die hemel dat hy vir Lovie, Pa Wynand, Dad, Oupa Wynand vir ons gestuur het. 11 jaar terug het hy in ons lewens ingestap. 'n Man van God, 'n man vol liefde, 'n man waarvoor niks te veel was nie, niks te groot of te klein om te help nie. Hy was altyd bereid om te luister, om te help en raad te gee. Hy het sy wye arms oopgegooi en hy het ons as kinders met oop hande in sy hart laat inkom, langs dat baie spesiale plekke waar my ma se plekkie was. Hy was my ma se sielsgenoot, 'n stukkie van die Vader aan haar gegee, om vir haar te wys wat die Here se liefde is. Dad was en is die liefde van haar lewe. Hy het sag met haar gewerk, met sy groot hande en sterk hande het hy haar beskerm en gedra. Hulle het baie gelag, hulle het plannetjies gemaak, grappies gehad, laat en ander gedans, gesels, die wêreldpad gery en hulle het saam gebid en die Here geloof. Hy het vir my ma 'n lewe van liefde gegee, sonder om iets terug te vra. 'n wonderlike man, haar alles. 'n Pa is iemand om op te kyk voor, iemand om te volg, iemand om op trots oor te wees, iemand die saam kan huil, iemand om te respekteer en om te leer by, maar bo alles vir ons om te wys hoe om te lewe in liefde. Dit is wat Dad vir ons kinders geleer het. 'n wonderlike pa, my berg, Sion. Wynand was ook 'n familieman gewees, wat sy familie met oorgawe lief gehad het. Hy was 'n vriend vir soveel mense. Sy omgee en onvoorwaardelike vriendskap het soveel mense geken. En dit is hoe hy sal onthou word. En ek weet dat almal hom so sal onthou, 'n wonderlike vriend en 'n familieman. Ek wil net gou dankie sê vir Pastorines en vir Jacques vir die baie mooi diens en dankie dat jy bereid was om op die vakansietyd in te kom om die diens vir ons te behartig. En dan vir almal wat hier is vandag, baie dankie. Dit beteken vir ons regtig baie. En dan vir oom Ian, dankie vir die livestream, vir die mense wat nie vandag hier kan wees en dat hulle kan ook deel in ons celebration van Dad se lewe. En dan ook net dankie sê vir die personeel by Medikliniek Potch, dat hulle so mooi na hom gekyk het hierdie laaste 2 weke van dat hy daar gewees het. En dan dankie almal van julle wat hier vandag is om saam met ons te wees. En dit beteken regtig vir my ma en vir ons kinders ongelooflik baie. Dankie. Dankie baie. Dankie dat jy hier was vandag. Ek wil vir jou sê ondersteun vir Winna in die tyd wat voor lê. Wees daar vir haar. Dink jy's nou alright, daar gaan moeilike tye kom. Daar gaan oor 'n ruk gaan dit voel die pot se deksel val net, die boom val uit en mense is nog op hierdie oomblik in die moment om alles te hanteer. Iemand het daar's liedjies daaroor geskryf, time is a healer en dit word beter. Die werklikheid is in 'n kind van God se lewe gaan nie gemis nie weg nie. Inteendeel, ek kan so ver gaan om te sê dit word erger. En die enigste rede vir dit is dis amper God wat dit in my hart sit om my te help om te fokus op wat saak maak en dis die ewigheid. Dat ek dit nie sal mis nie. Dat ek by hom sal wees. Ons ondersteun jou, ons is hier vir jou.
Ons bid vir jou dat die Here jou in hierdie tyd wat voor lê en besonder gaan dra en met julle sal wees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, ons gebed dan vandag in afhanklikheid van U is dat U ook deur die Heilige Gees ons hierdie tyd wat voor lê sal leer en sal lei dat U met ons sal wees. Na die vrede van God wat alle verstande te bowe gaan, ons hart en ons sinne sal bewaar in Christus totdat U kom om ons te kom haal. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën julle en mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Blessings vir julle. Wil jy iets sê? Okay, kwaai.